Geliefdes, in Jesaja 45 vers 22 sê die Here, kom na my toe, sodat julle gered kan word, almal op die aarde, want ek is God, daar is geen ander nie. Geliefdes, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister aandagtig uit Eksodus 20 hoe ons dit moet doen. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag, van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag, van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. Ons staan skuldig teenoor God en teenoor mekaar. Kom ons sing gesang 235, strofes 1 en 2.
Broers en susters, God se woord verseker ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het, en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Gemeente, ons het nou ons geloof bely. Kom ons dank God ook nou vir die verlossing in Christus met die sing van gesang 499, strofes 1 en 3. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend uit die evangelie na die beskrywing van Markus. Ons gaan daar lees Markus 13 verse 14 tot 23. Markus 13 verse 14 tot 23. Nou voordat ons dit doen, kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanmôre hier as gemeente te mag saamkom, om hier te kom luister na u woord. Ja Here, ons kom om ons erediens aan u te onderhou, maar ons kom ook omdat ons weet dat u vir elkeen van ons vanmôre en besonder ook boodskap wil gee. Here, daardie boodskap kom te midde van soveel dreigemente wat vandag teen die Christendom dwars deur die wêreld geopenbaar word, dat ons, al voel ons dit nog nie self nie, ons tog ook moet bid dat u met ons sal wees. Ook in hierdie tye, want wie weet wat voor lê. Ook in hierdie jaar. Baie dankie, Here, dat ons vanmôre ook hier saam kan wees en opnuut weer hoop kan vind. Hoop vir die toekoms. Want ons weet, u is in beheer. U die almagtige, drie-enige God,
Vader, Seun en Heilige Gees. Niks en niemand kan u mag ontneem nie. Wil u daarom vanmôre elkeen van ons ook ons harte open, sodat ons ontvanklik sal wees vir u woord. Spreek u self, o Here, u diensknegt en u diensmaagd luister. Ons vra dit in kinderlike nederigheid en afhanklikheid, alleen in die naam van ons Here Jesus. Amen. Kom ons sing nou ook saam uit Gesang 258. Gesang 258 en ons sing daarvan die eerste en die derde verse. Vreugdevolle tyding, bron van hart verblyding, evangelie woord, woord van lig en lewe, rig ons aardse strewe as bevrydingswoord. Deur sy gees laat God dit wees, woorde van sy openbaring, van sy heilsverklaring. En dan ook vers 3, op die grondslag bou ons, op u heil vertrou ons, mensgeworde woord. Alles hier verander, u sal nooit verander, want u hou u woord. Woord by God en self ook God, u is waarheid, lig en lewig, ewig en verewig. Gesang 258, die eerste en die derde verse. Geliefdes, Markus 13, verse 14 tot 23. En wanneer julle die ding wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig, sien staan op die plek waar hy nie moet wees nie. Wie dit lees, moet dit goed begryp. Dan moet die wat in Judea is, die berge invlug. Die man wat op die dakstoep sit, moet nie ingaan om iets in sy huis te gryp nie. En die man wat op die land is, moet nie omdraai om sy klere te gaan haal nie. Dit sal bitter swaar gaan met die vrouens wat in daardie tyd swanger is, en met die wat nog klein kindertjies het. Bid dat dit nie in die winter moet gebeur nie, want in daardie tyd sal daar so 'n verdrukking wees, soos daar van die begin af, vandat God die wêreld geskep het en tot nou toe nog nie was nie, en ook nie sal wees nie. En as dit nie was dat die Here daardie tyd ingekort het nie, sou geen mens dit oorleef het nie.
maar terwille van die uitverkorenes wat hy uitverkies het, het hy daardie tyd ingekort. As iemand in daardie tyd vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of kyk, daar is hy, moet julle dit nie glo nie. Daar sal vals Christusse en vals profete na vore kom, en hulle sal tekens en wonderwerke doen, as dit moontlik was, om die uitverkorenes te mislei. Julle moet daarvoor op julle hoede wees. Ek het alles vir julle vooruit gesê. Vers 20:21, en as dit nie was dat die Here daardie tyd ingekort het nie, sou geen mens dit oorleef nie. Maar terwille van die uitverkorenes wat hy uitverkies het, het hy daardie tyd ingekort. As iemand in daardie tyd vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of kyk, daar is hy, moet julle dit nie glo nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hier in die begin van 'n nuwe jaar, wonder 'n mens wat in hierdie jaar, en in besonder vir die kerk in hierdie jaar wag. Die vraag wat ons vanmôre vra is, het die Bybel, en daarom in besonder die evangelie van Markus, nog iets vir die mens van vandag, die hedendaagse sogenaamde postmoderne mens, iets te sê? Veral omdat daar van baie kante af in die Bybel vandag gerelativeer word. So word teorieë van mense wat eintlik die relatiewe is, die norm vir ewige waarhede. Die norm om ewige waarhede soos die woord van die almagtige God af te maak as 'n oudtydse, onwetenskaplike geskrif wat eintlik maar stories bevat van mense wat in die antieke en primitiewe wêreld hulle belewenis van 'n God met 'n klein lettertjie beskryf het. Feit van die saak is, die Bybel bly vir alle eeue relevant. Alhoewel God homself, en dit is belangrik, binne die konteks van die tyd van die menslike geslag, in die agtergrond van hulle konteks geopenbaar het sy boodskap nooit verander. Om 'n voorbeeld te noem. In die Bybelse tyd word die aarde as plat voorgestel. Dit beteken dat die Bybel onwetenskaplik is nie, maar dit is wat daardie mense begryp het. As daar gesê is, die aarde is rond, sou daardie mense dit nie verstaan nie. En so openbaar God homself binne die konteks van die mense en binne hulle tyd. Daarom verander God se woord nooit. Die teologie kan verander, die studie oor die woord van God, die wetenskap, die studie oor die skepping en dit wat is, in al sy fasette kan verander en sal altyd bly verander, omdat geen menslike studie ooit finaal is nie. Hieroor staan die woord van die Here as ewige waarheid en onveranderlik. In hierdie kort agtergrond gaan kyk ons nou na die inhoud en die betekenis van ons skrifgedeelte. En die eerste wat ons moet weet en wat ons stelling hierbo bevestig is die volgende. Ons teksgedeelte staan deur alle eeue bekend as een van die moeilikste gedeeltes, as deel van Jesus se profetiese rede om te probeer verstaan. Die rede hiervoor is omdat dit God se woord is, waaroor verskillende teoloë uiteenlopende verklaringe en interpretasies gegee het. Sien nie, die woord van God staan vas,
maar die teologiese wetenskap verander en verstaan op verskillende maniere. Geen teologiese navorsing het die laaste woord oor die Bybel nie. Net die Bybel het die finale waarheid, want dit is die woord van God. Nou teen hierdie agtergrond ook moet ons nou, of kan ons nou kyk na ons skrifgedeelte. Die eerste ding wat 'n mens in hierdie gedeelte moet opmerk, is dat Jesus hier praat van 'n gruwel vir God. 'n Gruwel wat verwoesting aanbring. Nou die Griekse woordjies wat die Nuwe Afrikaanse vertaling vertaal met gruwel, beteken iets soos 'n verfoeilike, gruwelike ding wat verwoesting aanrig, en dit veral aan 'n plek waar hy nie moet wees nie. En dit dui op 'n heilige plek waar hy sal wees, waar hy nie moet wees nie. En hierdie afskuwelike ding, sê Jesus hier self in die skrifgedeelte, sal egter die begin van die groot verdrukking wees. Vers 14. En wanneer julle die ding wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig, sien staan op die plek waar hy nie moet wees nie, wie dit lees, moet dit goed begryp, dan moet die mense begin vlug, want dan begin die verdrukking. Nou die eerste wat moet gebeur, die mense wat in Judea is, moet die berge invlug. Ek kan dit maar weer gaan lees. Die tweede, die man wat op die dakstoep sit, moenie in die huis ingaan om iets daar te gryp nie. Die derde, die man wat op die land werk, moet nie eers sy klere gaan aantrek nie. Met ander woorde, sy werksklere gaan uittrek nie. Vierdens, sal dit bitter swaar gaan met vrouens wat in daardie tyd swanger is, en met hulle wat nog klein kindertjies het. En die laaste is dat hulle moet bid dat dit nie in die winter gebeur nie, want daar sal 'n verdrukking wees, soos wat daar van die begin van die skepping af nooit gewees het nie, en ook nie in die toekoms sal wees nie. Nou geliefdes, verskeie geleerdes dui aan dat hierdie gebeure mooi inpas en ooreenstem met die krisissituasie wat in Jerusalem geheers het tydens die Joods-Romeinse oorlog in 67 tot 70 na Christus. Want toe moes die Christelike gemeente ook, wat in Jerusalem was, ook uit Jerusalem vlug. Wanneer die mens egter Jesus se woorde lees en jy hoor wat hy opmerk oor die ding waarvan hy praat, die gruwelike ding, dan hoor 'n mens dat hy sê dat daar van die begin van die skepping af en ook nie in die toekoms 'n erger verdrukking sal wees nie. Hierop is daar baie kommentaarskrywers wat oortuig is daarvan dat hoewel die beskrywing van die groot verdrukking goed aansluit by die Joods-Romeinse oorlog in Palestina, ons dit nie tot daardie tydperk kan beperk nie, en daarmee stem ek ook saam. Die martelaarsdood wat baie Christene deur die Romeinse kerk gelei het, was na my mening baie erger. En as ons sien wat vandag in die wêreld van binne en buite die Christelike kerk gebeur, gaan dit wat kom nog erger wees as alles wat tevore was. Wat hoor ons vandag? Ons hoor van vervolging van Christene in 'n land soos byvoorbeeld Nigerië. Ons het kennis geneem van 'n wetsontwerp wat by ons parlement deur die islamitiese parlementslid ingehandig is,
dat enige iemand of kerk of wie ook al hom of haarself assosieer met Israel, so 'n persoon vervolg moet word. Daar's pogings wat vandag ook in die parlement, ons parlement dien, om te bepaal dat elke preek eers aan die staat voorgelê moet word, voordat dit gepreek kan word. Nou ons hoop en ons bid, broeders en susters, ons glo, dit sal nie goedgekeur word nie, maar tog, dit is daar. Of dit die laaste verdrukking sal wees, dit weet ons nie. En of daar nog erger kom, dit weet ons ook nie. Maar nou, wat belangrik is vanmôre, dit hoef ons as Christene en as gemeente, as kerk, as gemeente, as gelowige, nie moedeloos te maak nie. Ons hoef nie 'n moedeloosheid te verval nie. Maar ons moet na die waarskuwing en die bemoediging van die Here luister. Die waarskuwing wat hy gee, en dis baie belangrik. Een van die belangrikste is hierdie waarskuwing, pas op vir die vals messiasse en profete. Hulle sal Jesus se volgelinge probeer mislei, ook iets wat nog altyd in die geskiedenis gebeur het, en wat vandag net in intensiteit toeneem. Moenie dat hulle julle mislei, soos hulle ander mislei nie. Jesus is ons hoop. Hy regeer. En hierby sluit nog 'n belangrike opmerking van die Here aan. Dis die boodskap van bemoediging. En dit is waarop ons as gemeente veral moet fokus en ons hoop uitput. Die Here sal die tyd van die verdrukking verkort, sodat die gelowiges in staat sal wees om tot die einde uit te hou. Hy bly in beheer. Daarom is die basiese boodskap van hierdie gedeelte, en dis aan elkeen van ons vanoggend, swaar kry vir die Christelike gelowige. Wag voordat die Here weer sal terugkom. Daniël het reeds al hieroor gepraat. Dit het in sy tyd gebeur. Dit het in die vroeë Christelike gemeente in Jerusalem gebeur. Dit het met die kerkhervormers gebeur, die Rooms-Katolieke Kerk. En dit gebeur vandag ook. En is 'n wêreldwye aanslag. Maar ek sê weer, ons hoef nie mekaar vanoggend bang te praat nie. Ons kyk en ons hoor almal van die vervolging of die moontlike vervolging wat kan kom. Ons neem kennis van die probleem, maar ons fokus nie op die probleem nie, maar op die oplossing. En hierdie oplossing bestaan uit twee gedagtes. Die boodskap van troos, ook vir ons vandag. Die Here het die tyd van die verdrukking ingekort, of dit in ons tyd is of nie, maak nie saak nie. Terwyl ons kan weet, die verdrukking van die gelowige sal daar wees, omdat God en sy volgelinge deur die wêreldling gehaat word, in die wêreldling se pad staan. Want die wêreld wil ons lewe soos wat hulle goed dink. Die Here kort hierdie tyd in, sodat hulle wat dan leef, kan uithou tot die einde. Hy bly in beheer. Hy is die enigste, drie enige God, skepper en onderhouer
van alles wat was, alles wat is en alles wat sal wees. Die tweede is die baie belangrike waarskuwing. As iemand in daardie tyd vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of kyk, daar is hy, moet dit nie glo nie. Ook hulle wemel vandag in allerhande gewaarde, met allerhande hoede. Moet hulle nie glo nie. Bly standvastig in jou geloof, volgeling van die Here Jesus. So sê die Here Jesus tog, dis vir ons vandag, ek troos jou, bly jy vas en seker in my glo, en jy sal lewe. Dit alles, broeders en susters, is net genade. Laat ons dan ook ons vandag, hier aan die begin van 2026, mag dit vir ons vastigheid bied, om onvoorwaardelik, maak nie saak wat voor lê nie, ons Here Jesus te volg, terwyl ons reikhalsend uitsien na sy wederkoms. Amen. Kom ons dank saam. Ons dank U, Hemelse Vader, vir U liefde en U genade. Dank U, Here, dat ons kan weet, dat al lê daar swaar tye voor, U is in beheer. U hou ons by die hand. U is die almagtige Skepper, onderhouer van alles wat was, is en sal wees. Drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie dat ons vanmôre ook hier saam kon wees. Dankie dat ons ook hier bemoedig kon word, om ook hierdie jaar te gaan leef, sonder vrees. Dankie vir die heerlike reën wat U daar buite gee. Dankie vir gesondheid. Here, en nou kan ons nie anders as om ook vanmôre vir elke broeder, elke suster en elke kind van hierdie gemeente voorbidding te doen nie. U ken elkeen van hulle. U ken hulle hartseer, maar U ken ook hulle blydskap. U ken elke tree wat hulle gee. Hou hulle in U hand. En Here, beskerm en bewaar hulle. Waar daar hartseer is, gee troos. Siekte, gesondheid. En Here, wanneer ons ook daardie dag nader, wanneer ons die tentwoning waarin ons nou leef moet aflê, weet ons dat ons Here Jesus vir ons voorsiening gemaak het, deur sy lyding en sterwe aan die kruis van Golgotha, en dat daar vir ons 'n lewe wag na hierdie dood. Vader, wees dan ook nou met ons deur die res van hierdie dag. Mag ons ook hierdie dag deurbring tot eer en verheerliking van U naam. Vergewe ons waar ons vandag in hierdie oggend reeds in gedagtes, woorde of werke teen U oortree het. En ons weet, O Heer, dat as elke mens op hierdie aarde net tot die beste van hulle vermoë probeer om U woord, om U wet te gehoorsaam, dit ook waarna ons vanmôre geluister het, daar geen moord sal wees nie, daar geen egbreek sal wees nie, daar geen diefstal sal wees nie, daar geen valse getuienis sal wees nie. Maar juis omdat die wêreld dit verwerp, daarom sê die wêreld in die situasie waarin ons is. Daarom bid ons, laat U koninkryk kom,
Laat U wil op hierdie aarde geskied, soos in die hemel. En ons vra dit vanmôre in kinderlike nederigheid, alleen in die naam van ons Here Jesus. Amen. Geliefdes, kom ons sluit nou af met die sing van Gesang 343 verse 1 en 2. Veral by die verse. Loof die God van ons verlange, wees verheug, sing met vreug, vrolike gesange, soos beloof reeds lank tevore, laat U Heer dit gebeur. Christus is gebore. Christus is my vertroue. U die Heer, U kom weer. U is die getroue, hoor ons lof en dankgebede. Heer, U is Heer, U regeer, U die God van vrede. Gesang 343, vers 1 en 2. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.